Waarheen jaag jy? Daar's 'n ou storie van 'n man wat op 'n grasveld stap en skielik storm 'n wilde dier op hom af. Hy hardloop weg en die volgende oomblik is daar met eens 'n afgrond voor hom. En daar's 'n omdraaikansie. In wanhoop gryp hy 'n rank en laat sak homself oor die rand. Bo hom wag hierdie wrede wilde dier. Maar toe hy afkyk om alles nog gevaarliker te maak, toe sien hy op die grondvlak onder hom is nog 'n wilde dier. En om alles te kroon, begin 'n muis net buite sy reikafstand die rank stikkend kou waaraan sy lewe hang. En terwyl hy in lewensgevaar hang van die gevaar wat hom bo en onder bedreig, sien hy skielik 'n enkele wilde arbei teen die kraans groei. Hy pluk dit, hy eet dit en hy glimlag. Dit smaak absoluut heerlik soet. Nou die hart van die storie wil ons herinner dat ons eintlik leef asof ons net 'n brug het tussen vandag na môre en ergens jaag ons op hierdie brug en ons probeer ergens kom. Ons tree oor gister en ons jaag na môre, maar ons mis die arbei wat vandag binne ons bereik is. Ons mis die lekkerte. Nou navorsers aan Harvard het hierdie neiging wetenskaplik bevestig. Killingsworth en Gilbert het gevind dat mense byna die helfte van hulle wakker ure daarin spandeer om aan iets anders te dink as wat hulle op daardie oomblik doen. Dis asof hierdie geestelike, verstandelike wegdwaal maak dat hulle merendeel ongelukkiger is, ongeag hoe aangenaam die huidige oomblik eintlik is. Nou Jesus het lank voor enige van hierdie wetenskaplike navorsings en bewyse al geweet dat 'n mens se hart ergens heen jaag altyd. En hy sê in Matteus 6 vers 34: Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. En dis nie 'n oproep tot onverantwoordelikheid nie, maar tot teenwoordigheid. God vra dat ons hom vandag sal vertrou. Nie as 'n oefening in vooruitskouing nie, maar as 'n daad van geloof in hierdie oomblik. So vra hom, Vader, leer my om in vandag te lewe en U te vertrou vir môre. Geniet die arbei wat ook daar is vandag. Leef geïnspireerd.